Haar Blerrie Beerman, episode 13. Die man kom maandagoggend asof hy gestuur is. 'n Prokureur met een van daardie lang slap Mercs, waarvan die kap voor langer as Elzaan se hele bakkie is. Nie letterlik nie, figuurlik, maar sy wiele is ten minste 2 nommers groter. Hy wag na oprit toe sy van die onderhoud by die step-down inrigting op die plaas af terugkom. Die mense het al 7:30 vanoggend geskakel om te hoor of sy nog vandag kan inkom vir die onderhoud. Daar is nie baie kandidate wat kwalifiseer vir die pos nie. Vanselfsprekend duik daar ook nie elke dag geleenthede soos hierdie in die platteland op nie. Elzaan sou 'n afspraak met die eerste burger van die dorp afgestel het hiervoor. Nou lyk dit asof die eerste burger van die land haar opgespoor het en nou vir haar in sy slapkar sit en wag. Hy klim uit sy kar en kom nader. Henry de Beer, prokureur, stel homself aan haar voor. Elzaan Weppener, antwoord sy en neem die hand wat hy na haar toe uithou. Ek weet wie jy is, juffrou Weppener. Ek is dan hier om jou te sien. O my gorrel, beteken dit dat sy in die moeilikheid is? Die man draai sy kop skeef. Gewonder of dit jou mense is van Weppener en Weppener in Johannesburg? Ja, dit is my ouers. Wat bring jy op my spoor, meneer De Beer? Jou ouers? Gedigte span die twee. Lyk hy daarom 'n bietjie meer behoedsaam toe hy weer praat. Ek het hier by my in die kar 'n aanbod van 'n belegger om jou huis te koop. Wat laat jou dink dat ek sal belangstel om te verkoop? Die huis is onlangs eers op my naam geregistreer. Hierdie belegger het belang gestel in die eiendom voordat jy gekoop het. Jy en jou agent het hom voorgespring. If you snooze, you lose, spot sy. Maar hoekom wil die persoon nog steeds juis hierdie eiendom koop, as jy weet dit is verkoop? Ek hoop die aanbod is hoër as wat ek daarvoor betaal het, want ek het intussen baie geld hier spandeer. Lyk die man verstom, selfs onthuts. Die antwoord staan daar op sy gesig geskryf. In haar drome, juffrou Weppener. Hy kry daarom beheer oor daardie uitdrukking op sy gesig en antwoord, nee, ek vermoed dit is die aanbod wat hy voor die tyd aan meneer Stein ook gemaak het. Ek aanvaar dat dit dan 'n ietwat belaglike aanbod is, antwoord sy neus in die lug. Al wil sy verkoop, moet hy darm so 'n bietjie sweet vir sy kommissie of fooie. En dit is nie asof sy gierig is nie, maar dit sal help as sy so ietsie van haar geld kan terugkry. Wel, ek los die voorlopige aanbod om te koop by jou. Gaan daardeur en neem gerus maar 'n besluit op jou eie tyd. Hy buk by sy dierkar en haal 'n bruin koevert uit. Sy neem dit en maak dit onmiddellik oop. Maar hier staan nie 'n naam by die koper nie, net voornemende koper. Hoe weet ek dat dit wettig is en dat so 'n persoon bestaan? Hy bestaan. Die koper wil net eers sy identiteit vir 'n rukkie privaat hou, maar moenie te lank wag nie. Daar is ook 'n ander eiendom op die dorp wat vir hom kan werk. Maar joune is sy eerste keuse. Hoekom? Vra sy. Dit gaan oor die uitsig. Met 'n teleskoop kan hy waarskynlik tot op sy plaas en ontwikkelinge daar sien. Hy bou 'n vakansieplaas. Elzaan volg die hand waarmee hy na die heuwels en koppe ander kant die snelweg wat van hier af sigbaar is beduie. Hy sal natuurlik 'n tweede verdieping moet oprig om presies goed te kan sien. Nee, keer sy voordat sy haarself kan bedink en daar blaker sy die geheim uit voordat sy 'n wag voor haar mond kan sit. Die fondamente, dit is waarskynlik sterk genoeg, maar dit sal glad nie deeg nie. Al lyk die fondasie op die oog af sterk, is daar 'n moontlikheid van tonnels onder hierdie erf. Die man se mond val oop. Ha! Ja, hier was 'n man van een of ander vreemde staatsdepartement met 'n soort sonaar. Volgens hom is die aarde dalk heeltemal hol onder die grond en die huis. Ek wag net vir sy rekenaarverslag. Onder die omstandighede kan ek nie willens en wetens die probleem vir 'n ander persoon aangee nie.
al sou ek daarvan gehou het. Dit is verskriklik. Nou wat gaan jy daaromtrent doen? Die man is duidelik heeltemal uit die veld geslaan. Wat kan ek doen? Ek weet nog nie wat om te doen nie. Ek wag vir die verslag van die geoloog en dan sal ek dit maar met my pa in Johannesburg moet gaan bespreek om te hoor wat my opses is. Vir die eerste keer lyk die prokureur 'n bietjie onseker van sy saak. Hy wil die koopaanbod weer by haar vat, maar sy klou om lewe en dood daaraan vas. Nie dat dit haar gaan help nie, maar dit voel daarom so bietjie soos 'n reddingsboei. Verskoon my, ek moet net eers 'n oproep gaan maak. Die prokureur loop op die sypaadjie uit en 'n hele ent in die straat af. Daar praat hy lank en kom uiteindelik met 'n stroewe uitdrukking op sy gesig terug. Jammer, juffrou Wepener, my kliënt stel nie meer belang nie. Jy kan die kontrak maar vir my teruggee. Elzaan knik gelate, terwyl sy die papiere terugsit in die koevert en daarna aan hom teruggee. Te verstaan, as ek vooraf geweet het, sou ek ook nooit gekoop het nie. Ja, helaas, en nou staan daar in die meeste kontrakte dat 'n koper voetstoots koop, en sekerlik het die arme ou steintjie nie geweet wat onder sy huis se fondasies aangaan nie. Hy gooi die koevert op die passasierssitplek van die kar en wil net inklim, toe sy foon lui. De Beer antwoord, loer in Elzaan se rigting, asof het iets met haar kan te doen hê. Klap sy deur toe en daar trek hy alweer straat af. Steeds met die foon teen die oor, kom hy 4 minute later weer terug. Hy skakel af, skraap sy keel en kondig af. My kliënt sê dat aangesien die tonnels van oos na wes loop. Hoe weet hy dat die tonnels waarskynlik van oos na wes loop? Vra Elzaan verbaas. Is dit nie wat jy nou net gesê het nie, juffrou Wepener? Nee, meneer De Beer, ek het dit nie gesê nie. Nie eens die geoloog was heeltemal seker nie. Hy moes sy grafieke eers deeglik gaan bestudeer het om tot enige gevolgtrekkings te kom. Wel, dan is dit maar bloot 'n logiese aanname, as jy kyk na die lê van die land. Buitendien, stel jy nie belang om te hoor wat die man verder te sê gehad het nie? Elzaan sug diep. Natuurlijk wil ek hoor. Ek hoop dat dit positief is. Wel, dit is nogal. Volgens hom doen hy heel wat erosie landvul werk daar op die plaas. Hy vra om self sy hand op die verslag te lê, waarna hy waarskynlik bereid sal wees om tog die kans te vat en te koop. Sy aanbod sal natuurlik nou aansienlik laer wees, aangesien daar soveel werk aan die land self gedoen moet word. Elzaan se moed sak in haar skoene. Die bedrag wat daar op die kontrak staan is presies die helfte van die geld wat sy betaal het vir die eiendom. Intussen het dit haar al 'n hele paar rand meer gekos ook. Nee, dankie meneer De Beer, dan kan ek dit glad nie aanvaar nie. Dalk nie 'n baie slim besluit nie. Wel, ek gee toe dat ek miskien nie die nodige kennis het om 'n verslag te analiseer nie, maar dit behoort nie 'n probleem te wees om dit met kundiges te gaan konsulteer en bespreek nie. So, dalk is daar 'n oplossing, antwoord sy. Is hier 'n probleem, Elzaan? Wie is hierdie man? Soos 'n engel wat uit 'n ander dimensie op hulle afgedaal het, kom haar buurman, Rikus Foré van langsaan by Kleerskaya aangestap. Henry De Beer, prokureur. 'n Prokureur nogal. Rikus steek sy hand na die man toe uit en die twee skud plegtig blad. Ek is Rikus Foré. Nou toe meneer De Beer, wat bring jou hier na ons dorpie toe? Ek het juffrou Wepener kom sien met 'n aanbod van 'n belegger wat hy op haar eiendom wou maak, maar sy stel nie belang nie. Daarom, wees gegroet, my kantoor wag. Mag ek daardie aanbod sien? Vra Rikus. Uit kom die koevert en hy trek die inhoud daarvan uit. Daarna sit hy terug in die koevert en gee dit aan hom terug. Wel, ek kan nogal sien, hoekom, meneer De Beer? Dit is omdat jou belegger, 'n arme, weerlose vrou soos juffrou Wepener, beledig met sy lae aanbod. Skaam jou, man! Soos 'n held
Uit die Griekse mitologie troon Rikus oor die skurk van 'n prokureur. Hy draai na Elsaan. Sal jy dit oorweeg om jou huis te verkoop? Kry ek so half die idee dat jy dalk 'n bietjie te veel hooi op jou vurk hier geneem het met hierdie ou verwaarloosde eiendom. Ja, daar is dalk ander probleme ook, begin Elsaan, maar De Beer maak haar stil. Dit sal in jou eie belang wees om nie nou oor ander en meer persoonlike probleme ook te praat nie. Wel, die probleme is nie persoonlik nie, daag sy hom uit. Juffrou Weppener, sweep die prokureur se stem en Elsaan druk haar tande op mekaar. Kan dit wees dat die man nie 'n prokureur is nie, maar een of daar is wat vletjieblassers probeer vermoor een of ander tyd? Jy praat nie so met 'n vrou in my teenwoordigheid nie, vat Rikus hom vas. Miskien moet jy ry, meneer De Beer. Waarna die man swaar in sy kar klim, groet en pad vat, waarskynlik terug na die nes waar hy uitgekruip het. Ongeskikte swernoot, verklaar Rikus, en om 'n so aanbod hier by jou aan te kom, selfs ek is bereid om vir jou so 200.000 of meer aan te bied vir hierdie ou bouval, al stel ek nie eens belang om te koop nie. Ek moet bieg, ek het dubbel daardie bedrag waarmee jy hier aangekom het betaal, maar dan, Elsaan byt op haar onderlip, die waarheid het 'n manier om uit te kom, sy kan dit net soveel nou al vir Rikus sê. Een of ander tyd gaan hy dit hoor, of eerstehands sien van daar bo af, as haar huis onder die grond verdwyn. Die motorhuis en dalk 'n deel van die huis staan heel waarskynlik op diep ondergrondse tunnels. Hier was 'n man van minerale en geologie sake of so iets, wat met 'n sonar op die erf rondgeloop het, nadat daar weer sinkgate in Emalafleni was, volgens hom. Die eerste tekens van die tunnels is lankal opgemerk, reeds met die bou van hierdie motorhuis, waarna alles blykbaar toegesmeer is, moontlik op regeringsvlak, as ek die geoloog reg verstaan. Dan is die gerugte waarskynlik waar. Rikus delf skynbaar diep in sy eie geheue. My grootouma Claire het altyd gepraat van onwettige mynbou en ondergrondse bedrywighede hier. Sy kon sweer dat sy mense met kruiwaans vol klippe en grond uit hierdie einstige huggie van 'n garage sien kom het. Of het nuwe tunnels is wat hulle gegrawe het, of voortbou op uitgrawings wat reeds voor die Anglo-Boereoorlog gemaak is, sal 'n mens natuurlik nie weet nie. Dit was in elk geval baie lank gelede. Ek dink my ouma was nog jonk. As dit so lank terug gemaak en gebou is, hierdie tunnels, hoekom sal die plek nou skielik onstabiel wees? Wonder Elsaan. Rikus dink 'n oomblik na, toe erken hy ooglopend ruiterlik. Elsaan, ek het nie die antwoord daarop nie, maar hoekom sal plekke wat op dolomiet staan, onverwags en skielik in yslike groot sinkgate wegsak? Toe is dit asof die volle implikasies van hierdie probleem tot hom ook deurdring. O my goeiste, ek hoop nie dit raak Kleerskaya ook nie. Wel, ek hoop ook nie so nie, maar dit het geklink asof die geoloog praat van oos na west tunnels, soos wat hierdie prokureur ook nou genoem het. Hemel Rikus, wat staan my nou eintlik te doen? Ek weet regtig nie, Elsaan, behalwe as die prokureur steeds 'n koper vir die plek is, wat bereid is om met die skaduwee wat onder die grond aangaan, saam te leef, stel ek voor dat jy verkoop. Rikus sit sy arm beskermend om Elsaan se skouer. Aan die ander kant, kom ons hoor net eers wat die geoloogse verslag sê. Moenie dat die verpesting van 'n prokureur jou aanjaag, en dan neem jy besluite waaroor jy later spyt gaan wees nie. Tyd is darm aan jou kant. Dalk nie, erken Elsaan. Die geoloog was baie haastig om hier weg te kom, en ons het 'n kraak in die garage vloer ontdek, waarna hy my laat verstaan het, dat ek alles van waarde daar moet verwyder. Sjoe, ja, dit laat 'n mens natuurlik nogal wonder.
Wanneer Rikus daarna sy arm van haar skouer af wegneem, voel sy blootgestel en bang. Hy probeer darm weer troos. Moet jy oor niks bekommer nie, Elzaan. Hanteer sake soos wat dit na jou kant toe kom. En as die gate begin inval, dan ry jy net vragte vol stene en klippe in. Ek is nou nie 'n kenner nie, maar ek vermoed dat die eerste tekens waarna jy sal moet oplet, is dat vloere en fondasies onstabiel gaan raak en dan sal die mure eers begin kraak. Jemel, wat vertel jy my? Jy dink seker ek was vreeslik dom om in die eerste plek hierdie eiendom te wil koop. Natuurlijk nie. Hoe moes jy dit nou geweet het? Vra Rikus. Sou jy byvoorbeeld 'n plek soos hierdie wou koop, voor die gerugte ontstaan het natuurlijk? Vra Elzaan dringend. Hy trek sy skouers op. Nee, hoekom sou ek? Maar dan is dit asof hy met nuwe oë na die plek begin kyk. Aan die ander kant mag dit seker ons beknopte spasie probleem daar by ons oplos en sorg vir meer slaapplek, dalk vir 'n parkeerplek of 2, vir busse. Maar dan sal ek daardie simpel lang garage moet platslaan, wat seker daarna sal kan dien as 'n soort opvulmateriaal, sou ons dalk die tonnels onder die garage ontdek. Maar is jy nie bang die tonnels is so diep, dat jou hele huis kan inval tot in die middel van die aarde nie? Ag, nee wat. Buitendien sal ek eers 'n blad van gewapende beton daar gooi, nadat die huis en die garage onder die grond verdwyn het. Maar as daardie moontlikheid steeds bestaan, sal ek seker moet koop vir die prys van die erf. Dan oorweeg jy dit om te koop? Vra sy. Ag, nee, regtig nie. Of anders gestel, net as ek doodseker is, dat dit jou uit 'n penarie sal kan help, antwoord hy en glimlag boetvaardig. En die huis? Vra Elzaan hoopvol. Gestel jy koop en die huis is nog bo-gronds, sal jy dit moontlik kan red en iets daarmee doen? Ek weet nie, mens sal maar moet hoor. Maar as ek die huis moet vat, kan ek dalk 'n soort backpacker so telletjie hier maak. Baie basies, niks luks nie, net ekstra slaapplek vir Klees Kaya, antwoord Rikus, en Elzaan besluit, slaan die yster terwyl dit warm is. Terwyl sy nou oop kaarte met die man gespeel het, en hy weet waarvoor hy moontlik inlaat. Sy vra, Rikus, wil jy inkom? Sal ek gou vir ons koffie maak, en kan jy 'n bietjie rondkyk binne in die huis? Hy huiwer. Elzaan, pla ek jou nie nou nie. Ek het jou toevallig net nou sien inry. Dit lyk asof jy vreeslik rondhardloop. Nee, jy pla my glad nie. Die bouers is in die kombuis besig om die laaste teels daar te lê. Daar is verwers in die res van die huis in die sitkamer, maar ek het 'n klein kombuisie in die hoofslaapkamer ingerig met alles daar om kos en koffie te maak terwyl hulle werk. Sy stap vooruit en sluit die keer self haar ganghek oop. Terwyl sy die ketel aanskakel, vertel sy, ek is bly, hier is iemand om saam met my koffie te drink, maar eintlik moes ek vir ons 'n bottel vonkelwyn oopgemaak het. Hoekom het jy goeie nuus ontvang? Slaan Rikus die spyker op sy kop. Jep, ek dink ek het iets om te vier. Ek was vanoggend vir 'n werksonderhoud by 'n rehabilitasiesentrum vir ongelukslagoffers op 'n plaas net voor Machado dorp. Die werk is myne as ek dit wil hê. En jou werk is wat? Vra hy belangstellend. Ek is 'n arbeidsterapeut. My droom was om hierdie huis in 'n praktyk in te rig en terselfdertyd 'n kunsretreat aan die gang te kry vir mense wat aan die herstel is na ongelukke en graag uit die stad wil wegkom. Arbeidsterapeut nogal, wat 'n edel beroep, baie jare se studie en 'n kunsvesting is 'n uitstekende idee, prys Rikus haar. Maar ek moet jou waarsku, dit is een ding om elke dag mense in jou spreekkamer te sien, maar dit gaan 'n ander ding wees om hulle onder jou dak in te neem. Maar jy doen dit dan, jy het 'n gastehuis. Die mense wat ek ontvang is gesond, hulle hou vakansie en hulle kom en gaan redelik vinnig.
Jy sal byvoorbeeld verpleegsters en kokke ook moet inneem. Dalk sal daar pasiënte wees met spesiale behoeftes wat op spesiale diëte is. En hoe lyk jou storte, toilette en baddens? Elzaan se mond val oop. Dit is die eerste keer dat iemand haar op daardie aspekte wys. Nie eens haar slim broer Benny het by voorbaat daaraan gedink nie. Al waaroor hy bekommerd was, is dat sy met mense moet inneem met gesonde mediese fondse, sodat sy kan geld maak. Boonop is sy besig om elke dag geld in die water te gooi hier, as sy nog die badkamers ook moet regkry. Party mense is in staat om met besigheidsideeë te loop en 'n reuse sukses daarvan te maak. Maar sy is 'n flop. As sy aan iets vat, verander dit in twak. Boonop wys Rikus nou vir haar nog meer praktiese probleme. Hy kom selfs met 'n paar voorstelle. Ek dink jou kunsretreat idee kan dalk werk vir mense wat nie veel fisieke probleme het nie. Dalk vir kinders, ouer persone, mense wat reeds afgetree het. Of ek moet alle bande verbreek met my grootste nagmerrie ooit, hierdie huis, verklaar sy. Nadat hulle koffie gedrink het, raak die nuwe ridder in haar lewe besig met haar elektroniese toerusting en na oproep of 2 is Elzaan se DStv op die lig en aan die gang. Dalk nie meer vir haar nie, maar die nuwe eienaar van die plek sal dit dalk waardeer, want teen die tyd dat Rikus groet om terug te stap langsaan toe, is haar besluit geneem. Ek gaan daardie werk op die plaas aanvaar. Gelukkig het ek nog nie eens alles uitgepak nie. So dankie Rikus, my moed is skielik baie beter. Ek voel so lig soos 'n veertjie. Die man kyk 'n oomblik vreemd na haar en toe roep hy uit, ek is baie bly vir jou Elzaan. Dit moet gevier word. Kom ek vat jou vanaand uit na my gunsteling restaurant in die dorp, dan klap ons 'n bottel vonkelwyn om dit te vier. Dit sal lekker wees, dankie Rikus. En die huis? Wat gebeur nou met die huis? Vra hy. Ag, ek sal klaarmaak en hom aanvanklik toesluit, of teen 'n minimale bedrag uitverhuur aan iemand, totdat daar dalk eendag regtig 'n ernstige koper opdaag. Nou dat ek weet wat om te doen en waarna om uit te kyk, sal ek selfs die prokureur se belaglike aanbod ook aanvaar. Dit was in elk geval 'n kontant koop. Myne, as ek net iets van my belegging in die proses kan terugkry, dan sal ek dit beter belê op 'n ander plek. In daardie geval, dame, het jy 'n koper. Ek sal jou van hierdie ramp verlos. Jy? Regtig, Rikus? Ja, regtig, Elzaan. Wel, dan het ek voorwaar vanaand iets om te vier. Ek hoop nie dat jy na die tyd gaan agterkom dat jy sopas die grootste fout van jou lewe ook gemaak het nie. Hulle stap by die kombuisdeur uit net toe Sam hulle ook begin om op te pak om huis toe te gaan. Hulle is klaar met die werk. En daar in die kombuiswerf steek Rikus langs die lappe wat sy Sondag geknoop en gedoop het vas. Wow, dit is baie mooi. Is dit jou werk? Ja, dis my eerste bestelling. Die vrou soek 20 daarvan vir 'n restaurant by 'n kusdorpie. Jy het jou roeping gemis, juffrou. As ek jou talent gehad het, was ek 'n voltydse kunstenaar, verklaar Rikus. Wel op waarse te kon ek nie tussen arbeidsterapie en kuns kies nie, maar met my ouers, wat albei in die regswêreld geskool is, het hulle toe uiteindelik namens my gekies en besluit. Dit klink nie asof jy jou werk vreeslik geniet nie. Nee, ek hou daarvan. Ek het daarvan gehou, maar as dit nou van my afhang, speel ek elke dag met verf op lappe en klein sement. Ek het selfs 'n Patrick Kellen gekoop vir as studente dalk wou kom klei speel, want ek wil... En waar is daardie Kellen nou? Vra Rikus. Daar in die onderpunt van die lang waanhuis, wat enige oomblik in die aarde kan verdwyn, antwoord sy lakonies, voordat sy uitbars van die lag. Skielik voel dit alles vir haar na die minste van haar probleme. Terug in die huis, soek sy na die besigheidskaartjie wat Henry de Beer vir haar gegee het. Sy skakel sy selnommer. Ek het toe wel besluit om die huis te verkoop, maar nie aan jou kliënt nie.
Rikus Fourie, die buurman wat by ons kom gesels het, stel toevallig ook belang. Hy is bereid om die probleme wat mag ontstaan, soos wat dit ontstaan, in die oë te kyk. Snaaks dat daar geen teenkanten van die prokureur af is nie. Inteendeel, hy sê net, wel goed vir jou, juffrou Weppener, dit klink na die regte besluit. Daar is 'n knop in haar keel, toe sy sien hoe mooi Sam en sy span die teels gelê het. Die kabinetmaker het die kasdeurtjies wat sy gekies het afgelewer. Dit gaan so mooi lyk daar in die kombuis wanneer dit klaar op is. Op haar selfoon wag daar 'n boodskap van die mense wat gasstowwe verskaf. Haar nuwe La Germania 5 brander gasstoof met elektriese oond word donderdag afgelewer. Een ding is seker, sy los vir Rikus Fourie 'n baie beter huis as wat sy gekry het toe sy hier aangekom het. Maar sy gun dit vir hom. Hy is so ordentlike, eerlike en opregte man. Iemand met wie sy nog al 'n pad sou kon gestap het, as die noodlot nie haar planne van koers afgestuur het nie. Sy hoop net dat Rikus nie 'n fout maak met sy besluit nie. Dit sal so sleg wees, as hy moet geld uithaal, en die huis daarna eensklaps onder die aarde verdwyn. Al wat haar troos is, dat sy hom gewaarsku het. Die man stap nou met oop oë hierin. Word vervolg die bliksem, nee. Dankie dat julle luister.